Hallo, hier is 'n baie kort videoetjie van 'n klein landjie, maar 'n land wat uitstaan in Afrika is Rwanda. Dit is kleiner as Lesotho, so dit is ek dink 26,000 kilometer, maar dit het 10 keer die populasie van Lesotho. En Lesotho is 'n goeie vergelyking want dit is net op en af is net berge. So dit het 14 miljoen mense en 'n land wat 'n wenresep gekry het om van 'n volksmoord waar 'n miljoen mense doodgemaak is, binne 30 jaar hulle self omgekeer het met 'n konstante 7 na 10% ekonomiese groei. Hulle hoofstad Kigali kan op plekke enige land in die wêreld wees. Baie skoon. So daar's nie baie opnames gemaak. Dis so baie foto's nie. En maar die groot ding was die groot volksmoord gewees. Ek dink dit was in 1994. Ja. Ek moet bieg, ek is nie iemand wat na so 'n museum kan gaan nie, maar Erhard het gegaan en baie interessante feite baie aangrypende ervaring. Dit was wêreld nie so baie stadium in die 94 'n miljoen mense dood. Tutsis. En die geskiedenis van Rwanda kort is dat met die draai van die vorige eeu was dit 'n Duitse kolonie wat na die Eerste Wêreldoorlog van Duitsland weggeneem is en toe vir die Franse en die Belge gegee is. Lyk vir dit was meer die Franse. Die koloniale meesters het toe maar hulle reëls op plek sit en toe het hulle gegaan, daar's 2 hoofstamme gewees, of ja, is 2 hoofstamme, Tutsis en Hutus, en hulle het toe besluit die Hutus is die meer die landboumense en die Tutsis is die veemense, so as dit baie eenvoudig, as jy meer as 10 vee gehad, was jy Tutsi, en jy het 'n kaart gekry as jy is 'n Tutsi, en as jy minder as 10 vee gehad, was jy 'n Hutu. Jy kan net dink vir jouself dat die haat en die pyn wat dit veroorsaak het in daai mense se lewens, om net deur iemand vreemd 'n kaart te sê dit is jou kulturele klassifikasie. Toe die land onafhanklik geword in 1963, in die proses van kolonisasie het die kolonialers, die Belge ook, die Franse ook besluit, maar die Tutsis is die meer intelligente mense. En hulle is al die werk gegee, hulle is die opleiding gegee, hulle is verhef bo die Hutus. Nou jy kan net dink die haat wat dit veroorsaak het in die proses. Met onafhanklik in 63 tot en met 94 was die Hutus in beheer gewees. Hulle het basies, ek wil nie woord jag nie, maar hulle het jag gemaak op die Tutsis. Die mense is vervolg, hulle is onredelik behandel ensovoorts. En die het op 'n mespunt uitgekom, 'n kookpunt uitgekom in 94 waar daar is mense opgelei is om die Tutsis dood te maak. Hulle spesiale militia gaan oplei. En binne 3 maande is daar 'n miljoen Tutsis vermoor. Binne 3 maande. Nou die bestaande president Paul Kagame was 'n Tutsi en hulle is uit die land uit voor daai tyd as gevolg van die wanpraktyke teen sy volk of teen sy tribe. En hy het 'n rebellegroep gestig buite die land wat toe die land binnegeval het en basies die regering oorgeneem het. En na 94 is die land vreedsaam. Daar word glad nie meer verwys na Hutus en Tutsis. Die woorde word nie meer gebruik nie. Almal is Rwandese. Dis eintlik 'n voetwoord om een van daai taal te gebruik. En dis ongelooflik dat jy dink dat 'n land wat so uit mekaar geskeur is binne 30 jaar so mekaar skil. Dis 'n wonderlike land. Baie bergpasse. Jy ry nie heeltyd in bergpasse. Pragtige paaie, maar dis net berge. Ja. Nie baie video's nie, maar hier kom dit. Dit lyk alweer asof hierso by die grens tussen Uganda en Rwanda 'n woermoer is. Raai, nuwe land, nuwe reëls. Spot the difference. Ons moet daar aan die regterkant van die pad ry. So ek voel of ek die bestuurder is sonder 'n stuurwiel.
Hush, little darling, don't you cry. Every little thing's gonna be alright. Don't worry, don't be afraid. Every little thing's gonna be okay. Open up your heart, unlock the cage. Turn the key and break the chains. Love will always find a way. If you want love, you gotta give love away. Give love, give your love away. Give love, don't be afraid. Give love, give your love away now. Give love, it'll be okay. Give love, give your love away. Give love, give your love away. Give love, give your love away now. Give love, give your love away. Love is life and life is living. Living is love and love is giving. When we live for love, it gives life meaning. When Downtown Kigali. Yes. Ja. Seater. Sit lekker. Volleybal. Die basketbal. En kyk hoe mooi lyk Kigali op my toenails. Die oulikste mannetjie wat my tone gedoen het. Met Ek nie. jy kan ook maar my tone doen. Dis nou die 6de Sondag, die 6de Julie en offisieel begin ons nou die pad terug huis toe. Ons het 2 weke. Ons het 2 weke. Kan ek by iets byvoeg? Natuurlik, liefling. Ons het 4000 kilos huis toe. En ons ry gemiddeld op die stadium 10 km/h. Ons gaan vinniger huis toe loop. 200 meters. Vaarwel aan Rwanda, 'n pragtige klein landjie. Kleiner as Lesotho, maar 6 keer die populasie van Lesotho. So dit is so 26,000 square kilometers en populasie van 13 miljoen. Wel, ons het nou die draai gemaak. Rwanda was die laaste nuwe land wat ons gaan sien het. Nou vat ons net een pad suid. Ons ry nou terug. Ons ry nou om terug te gaan Namibië toe en betyds te wees vir Henry se troue. So nou is die groot lang pad voor ons. Ja, ons ry nou terug Rwanda, deur Tanzanië, Zambië, Botswana en Namibië en seker so 4 of 5000 kilos met baie slegte paaie. Dis die minder ontwikkelde deel van Tanzanië en dis die moeilike deel van Zambië, die noordelike paaie. So ons gaan vasbyt inry. Ja. So liefde groete aan almal. Bye. Bye.